So is lekker vanmôre om saam met jou te kuier. Carlos neem verantwoordelikheid, dis vir die ouens wat nie is vanmôre dalk by hierdie kampus en ook by Kameeldrift. Simonay is Carlos se vrou of Carlos is Simonay se man. Eerder so, is dit beter Simonay. Ons is in die reeks, God is met my. Dink net aan hierdie woorde. God is met my. Ek wonder of jy het regtig met oortuiging vanmôre kan sê, God is met my. Jy sien, as ek eerlik moet wees, in my lewe was daar tye wat ek het dit geweet, maar die oortuiging van dit was so bietjie laer. Maar ek wil vanmôre vir jou in jou oë kyk en ek wil vir jou kom uitroep en ek vertrou sodat die Heilige Gees hierdie ding sal kom vasmaak in jou hart, 'n oortuiging dat God is met jou, want die dag die jy nie buig voor Christus, het hy sy lewe kom verenig met jou, deur die Heilige Gees het hy kom woning maak by jou en met jou, en dan mag hy in jou lewe wees wat jy voel, hy is nie met my nie, dis net 'n gevoel. Die waarheid is, hy is met jou. En dit wat gemaak het dat hy met jou is, was sy liefde. Sy liefde wat hom gedryf het om sy lewe af te lê vir jou. Die liefde van sy Vader wat sy seun gegee het, sodat hy met jou kan wees. Die engele het dit kom aankondig en kom uitroep. Hy sal genoem word Immanuel, God met jou. Dis God se plan, God se intens nog altyd. Sy liefde was altyd bedoel sodat hy en jy by mekaar sal wees. Maar vanmôre wil ek met jou praat, want jy sien, wanneer God met my is, en sy liefde, en as ek so dankbaar daarvoor, dat ek sy liefde beleef en ervaar, maar het jy al daaraan gedink, dat God sy liefde wat hy vir jou het, ook deur jou, wil laat vloei na ander mense toe? Dat God ook jou as die instrument is, wil gebruik, om sy liefde ook te bewys aan hulle wat nog nie God se liefde leer ken het nie, nog nie 'n commitment aan hom gemaak het nie, nog nie hom volg nie, en God kyk vanmôre na jou, elkeen wat hier sit, en ek wil hê jy met jouself vanmôre nie uitsluit by daai jou nie, hy kyk na jou vanmôre en sê, hey, vanmôre wil ek vir jou sê, my liefde wil ek deur jou laat werk. Nou, ons gaan vanmôre so 'n bietjie lekker skrifgedeelte hanteer. Wanneer ons gaan praat oor nou as jy in die kerk groot geword het, gaan jy hierdie storie ken. Jy gaan hom in die kinderkerk 'n paar keer gehoor het. Maar ons gaan praat oor Jona vanmôre. Dis 'n boodskap wat ek op 'n stadium gehoor het, wat my hart vreeslik gegryp het, en ek neem vrymoedigheid om hom vanmôre met julle te deel. Jona 1 vers 1 tot 5. So as jy jou Bybel by jou het, maak hom asseblief by Jona oop. As jy hom nie het nie, kan jy saam op die skerm volg. Jona 1 vers 1 tot 5. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Sure, asof jy dit gaan regkry, nee. Hier gaan hy, weg van die Here af. En jy sien onmiddellik iets van 'n rebellie in Jona se hart. Dit is nie asof hy sê, okay, wag, die Here stuur my nou na Tarsus toe, maar ek gaan nie, ek gaan net hier bly waar ek nou is. Ek gaan nie. Inteendeel, die rebellie is so groot in sy hart, hy gaan nog verder weg, in die teenoorgestelde rigting as Ninive gaan hy na Tarsus toe. En terwyl ek dit lees, dink ek, Jona, hoekom? Wat sou die rede wees, dat jy nou so voel teenoor dit wat die Here vir jou vra? Wel, ek dink die rede is eenvoudig, want jy sien, Ninive was die hoofstad van Assirië gewees. En Assirië was aardsvyande van Jerusalem. Die Jode kon hulle nie hanteer het nie. En hierdie ouens van Assirië het veral bekend gestaan vir hulle geweldige brutale wreedheid. Was 'n verskriklike wrede nasie. En omdat hulle so vyhandig teenoor Israel was, wou hulle niks vir mekaar wees, niks met mekaar te doen hê nie. Nou kom die Here en sê,
Jona, ek wil hê jy moet na hulle toe gaan en hulle gaan aanspreek. En Jona het geweet dat God is 'n genadige God. En Jona het geweet dat as hierdie Assirië sou luister en tot inkeer sou kom, sou God hulle vergewe het, iets wat Jona nie wou gehad het nie. Maar God hulle nooit vergewe nie. Hulle moet vergeld word, hulle moet uitgewis word. So, nou kom die stem, Jona sê, nie alleen gaan ek net by die huis bly nie, gaan nie, ek gaan sommer Joppe toe gaan. So, kom ons lees verder. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry, wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan en saam met die bemanning Tarsus toe te gaan. Weg van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. En hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak, maar Jona was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap. Hier is wat gebeur. Storm steek op. Die skepsbemanning kyk na hierdie storm en hulle raak bang, vreesagtig vir hierdie storm. Maar is interessant as jy in die Hebreëus gaan kyk, daai bang, vreesagtig, was meer as net 'n vrees vir dit wat hulle gesien het. Meer as 'n bang vir hier's 'n groot storm op die see. Hulle kyk en jy moet nou verstaan, hierdie is gesoute seemanne, nee, dis wat hulle doen van die oggend tot die aand. Dis nie hulle eerste storm wat hulle beleef nie. Hulle ken storms. Hulle was deur baie groot storms al gewees. Party van hulle het al skipbreek gelei en dit oorleef. Hierdie ouens, hulle ken storms, maar hierdie keer kyk hulle en die Hebreëse woord wat daar geskryf is hulle het na die storm gekyk en hulle het geweet is iets groter aan die gang as 'n normale storm. Hierdie wat hulle hier sien. Hulle het al baie storms gesien, maar hierdie is iets anders. Hierdie is groter, hierdie is meer. En daar was hierdie heilige ontsag wat by hulle opgekom het. Hierdie amper 'n vrees vir iets groter as 'n natuurlike vrees. En ek dink wat gebeur het is, ek dink die matrose het die dots connect. Want Jona, toe hy op die skip klim het hy vir hulle gesê, imagine, baie welkom, lekker, wow, is jammer, sorry, Jona het vir hulle gesê, lekker is jou pad Tarsus toe, lekker vakansietjie, nie vakansie nie, ek vlug, vir wie vlug jy? Nee, vir die Here. Hoekom? Want hy stuur my Ninive toe en ek wil niks met hulle te doen hê nie. Okay. In fact, vers 10 sê dit, toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug. Hy het hulle gesê, want hy het dit aan hulle te kenne gegee. So nou kyk hulle na die storm, en hulle besef hierdie is nou 'n normale storm, en hulle begin te dink, het hierdie iets te doen met Jona? Hierdie storm, wat ons nou beleef, want hy het gesê, hy vlug van die Here af. En hulle was vreesbevange. En is interessant, hoe ons lees, dat Jona het gaan slaap. Nou ek het altyd gedink, jy weet, Jona, het so 'n bietjie daar op die boot, op die dek gesit, see gekyk, op die horison gestaan, moeg geraak, afgegaan onder toe, slaapie gevang, storm het uitgebreek. Maar as jy mooi die Bybel gaan lees, dis nie wat hy sê nie. Jona het in die aangesig van die storm, Jona het daar gesit, toe begin die storm uit te breek. Jona kyk na hierdie storm en Jona connect ook die dots. En in die storm wat hy sien, is daar soveel rebellie in sy hart om nie te doen wat die Here sê nie, dat Jona besluit, okay, hier's 'n storm hier, so what, ek gaan nou slaap. Nou gaan hy af om te gaan slaap, want die woordjie vir rus, wat hulle hier gebruik, is radam in die Hebreëus. Radam het baie meer met rebellie te doen, as met rus, as jy na daai woord gaan kyk. So hier was amper hierdie rebellering van Jona, okay, hier is nou storm, so ek gaan nou lê, ek gaan nou slaap, ek connect die dots, en ek gee nie om nie, die stad kan brand.
Jonas stap af. Jy sien die rebellie, gaan nou slaap. Is amper daai van, jy weet, ek weet nie of jy kan onthou, maar as iemand partykeer, ons ons Suid-Afrikaanse volkie, ons is mos, jy gaan nie vir my vertel wat om te doen nie, nee. Iemand al vir jou iets gesê om te doen, en ja, gaan nie jy vir my vertel wat om te doen nie. En dis iets van daai rebellie, amper van, moenie my vertel wat om te doen nie. En hy sê hierdie hele boot kan uitgewis word, dis oké, ek gaan nou slaap. En hier is die ding wat ek vir jou wil vra, Dok Sadeye Rode Vallei. As ons vandag hoor, God is met ons. Maar God is met ons want hy het ons lief en hy wil sy liefde deur ons laat vloei na ander mense toe. As ons week na week hoor, ons is city changers. En as ons hoor oor en city changers is maar net eintlik die Bybelse woord vir jy sout en jy's lig en jy maak 'n verskil en jy het 'n impak. En as ons week na week hoor, maar jou kollegas, die ouens wat saam met jou op universiteit is, by die skool is, jou werknemers, jou werkgewers, hulle wat jou pad toevallig kruis, jou familie, jou vriende, as ons hoor dat die Here ons roep, week na week hoor ons, dat die Here ons roep, om 'n invloed te hê, om lig te wees, om sout te wees. Hoeveel keer reageer ons regtig daarop? Hoeveel keer sê ons, okay, great, as dit is wat die Here wil doen, ek gaan beweeg, of hoeveel keer sê ons, weet jy, ek is hiervoor. Jy weet, inteendeel Christendom, my verhouding met die Here is 'n baie persoonlike saak. Dis my en die Here, jy weet, hierdie ding is persoonlik. Of ek is 'n introvert, jy weet, ek is nou nie ekstrovert as jy nie. Of ek is net nie gekwalifiseerd nie, ek is nie opgelei nie, ek weet nie wat om te sê nie. En so het ons baie keer baie redes van hoekom ons nie uitkom by God se mandaat, die belangrikste mandaat op jou lewe. Hoekom ons nie by dit uitkom nie. En daar's ietsie van 'n radam aan dit, wanneer ons nie agslaan op dit wat die Here ons verroep nie. Ons is baie keer soos Botox Christene, né? Ken jy Botox Christen? Ek wil, is die hele tyd, ons praat die hele tyd oor te gaan, om 'n invloed te hê, om te beweeg, maar daar is niks wat beweeg nie. Styf. Niks beweeg nie. Jona is so opgeneem in sy eie situasie. Hy's totaal geabsorbeer in sy eie emosie en gevoelens en tot op die punt waar hy sê, luister, die stad kan brand. Ek gee nie om nie. En hier is die eerste ding wat ons agterkom vanmôre is dat ek en jy kan partykeer soos Jona wees as ons net nie omgee nie. As ons nie omgee nie, is daar iets van dit in ons harte. In die middel van die storm sê hy, hierdie bemanning kan verdrink. Ek gee nie om nie. Dis iets van daai rebellie wat in sy hart is. En nou, kom ons spring gou net 'n bietjie terug na onthou jy vir Abraham, Isak en Jakob? Nee. So Jakob se liewe vrou gee geboorte aan sy seun. En in die geboorte is daar trauma. En sy sterf. Maar op haar sterwingsbed, voordat sy sterf, sê sy, ek wil hê hierdie kind moet Ben-Onai genoem word. Ben, seun, Onai, van my smarte. Nou imagine dit. Wel maats, goeiemôre, baie welkom, ons het vanmôre 'n nuwe maatjie by ons, is seun van my smarte, hy gaan saam met julle vanmôre, hy sit daarso, die middelste seun van my smarte, wat het hy gedoen? Nee, sy ma se dood. Wow. Seun van my smarte, sal jy asseblief vir ons vanaand die tafelgebed doen, aangesien mamma nie hier is nie? Seun van my smarte. Nou, ek bedoel, wat 'n nalatenskap, wat 'n narratief, en so hier's die ding wat gebeur. Ek is nie seker hoe hierdie situasie uitgespeel het nie, maar kom ons, ek sê nou maar as dalk by die begrafnis van hierdie vrou van Jakob, en ek sien net hoe Jakob kom en sê, hierdie vrou liefde met die eerste oogopslag, sy was alles vir my gewees. Ek was vir haar lief met my hele hart gewees.
Sy was alles vir my. En ek gaan haar eer vir wat sy gedoen het, die ma wat sy was, die vrou wat sy was. Ek gaan haar eer vir hierdie pyn wat sy gehad het in hierdie geboorte, en dat sy haar lewe gegee het vir hierdie kind. Maar wat ek nie kan eer as pa nie, ek kan nie die narratief van my seun se naam eer nie. En Jakob kom en hy sê, van nou af sal jou naam nie meer Ben-Onai wees nie, dit sal Benjamin wees, seun van my regterhand, 'n seun met 'n toekoms, 'n seun met hoop. Ek as die Vader neem verantwoordelikheid vir jou naam, vir jou destiny, vir wie jy is, vir die narratief in jou lewe, presies net soos wat God, die Vader, met my en jou kom doen het. God die Vader, toe ons harte vir Jesus gee, toe ons lewe gee, toe ons nie buig, toe kom hy en hy kom verander alles. Hy kom woon in my deur die Heilige Gees, kom woon hy in my. Hy kom verander my hele lewe, my identiteit, alles word verander. Selfs ek word genoem van die dag wat ek hom volg, 'n Christen wat kom van Christus af. Selfs 'n naamverandering het my pad langs gekom. En hy kyk na my en hy sê, jy is myne. En jy weet, so baie keer sê ons hierdie woorde, en dit klink so lekker, nee, dit klink so nederig. Jy weet, ek is maar net 'n sondaar, gered uit genade uit. No ways. Nie volgens Jesus nie. Volgens Jesus is jy baie meer as dit. Volgens Jesus is jy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. Hy het jou nuut gemaak, hy het jou kom verander. Jy is sy kind, 'n heilige priesterdom. Dis wie jy is. Jy was dalk 'n sondaar, gered uit genade, maar jy is nie meer 'n sondaar nie. Jou identiteit het in hom verander, geheel en al. En jy weet, Jakob, ek dink die rede hoekom Jakob sy seun 'n ander naam gegee het, is want Jakob hy het self deur 'n naamsverandering gegaan. Jakob se naam is bedrieër, hakskeengryper. Kan jy dink? Kom ons noem ons seun bedrieër, hakskeengryper. En die Here Jakob het 'n ontmoeting met God, en in daardie oomblikke verander God sy naam en sê, jy sal nie meer Jakob, bedrieër, hakskeengryper wees nie, tweede wees nie. Jy sal oorwinnaar wees, jy sal Israel wees. God kom verander die narratief oor sy lewe. En hier's die ding, ek wil dit vanmôre so toepas en vir jou sê, Jakob kon aan sy seun gegee het wat aan hom gegee was. En ouens, as ons 'n invloed in die stad wil hê, as ons sout wil wees, as ons lig wil wees, het ons nodig om dit te gee wat ons ontvang het. Vanmôre wil ek vir jou sê, God wil hê dat jy sy liefde sal beleef, sy genade sal beleef, sy vergifnis intens in jou lewe sal beleef. God wil hê dat jy bewus sal wees van hom wat met jou is, wat by jou is, God met jou, sodat jy in die stad dit wat jy ontvang het weer kan gaan oordra. 'n God wat lief is vir mense en met mense wil wees. God roep ons, en week vir week hoor ons hierdie ding, dat God ons wil gebruik. Week vir week hoor ons wat God met ons lewe wil doen, en hoe besig hy is met ons, en die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra, is 'n eenvoudige vraag. Wat doen jy met dit wat jy tot nou toe gehoor het? Is dit nice goed wat jy elke Sondag hoor, en as ons hier ry, dan, en volgende week weet, of is dit iets wat jy sê, Here, as jy hierdie vir my sê, help my laat ek dit nie net hoor nie, maar help dit my laat hierdie goed 'n werklikheid word in my lewe. Ek is iemand wat 'n stad gaan verander. Ek is iemand wat my werk, my winkel, my plek waar ek funksioneer, my vriendekring, ek gaan sout wees, ek gaan lig wees. Ek is nie opgelei nie, ek is nie 'n ekstrovert nie. Ek voel nie altyd vrymoedig nie, en ek voel nie altyd ek kwalifiseer nie, en hier's 'n klomp goedes wat ek as verskonings kan aanbied, maar Here, ek gaan oor hierdie verskonings klim. Ek gaan oor elke verskoning klim, en ek gaan U vertrou dat U 'n verskil deur my lewe kan maak. Die tweede ding, ons is baie keer soos ou Jona, as ons net nie omgee nie, maar die tweede ding is, ons kan soos Jona wees, as ons net nie bewus is nie. So ons is net onbewus, en dit is eintlik vir my so 'n praktiese punt wat ek net oor vinnig vanmôre wil praat. Vers 6, en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou, dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie.
Hier kom die kaptein. Kaptein sê vir hom, hey, luister, wat gaan met jou aan? Ons is besig om te vergaan, staan op. Nou, jy moet nou verstaan, die storie van Jona ken ons, want Jona skryf sy storie 'n paar jaar later as hy daaroor reflekteer. Hy dink nou oor wat gebeur het. Nou besef ek moet hierdie storie skryf. Die Here het iets gedoen, ek moet my storie skryf. Nou skryf hy sy storie, en dan die volgende oomblik, dan skryf hy oor die kaptein wat hom kom wakker maak het. En ek is seker van hy moes dink, yes, die kaptein het sy naam vir my iewerste gesê, kan hy lekker onthou nie, ek is seker van hy het sy naam vir my gesê, en dan skryf hy net, die kaptein het hom kom wakker maak. Jona het nie ag geslaan nie, hy het nie ag geneem, hy het nie dit ingefaktor, dat hierdie was baie meer as 'n kaptein nie. Hierdie was iemand gewees wat waarskynlik getroud was, definitief die kind van 'n pa en 'n ma. Hy was onbewus gewees. Onbewus van wat in hierdie ou se lewe gebeur. Onbewus van waar hierdie ou se journey is. Het hy kinders, het hy nie kinders nie, is hy getroud, is hy nie getroud nie. Wat is vir hom belangrik, wat is sy drome, wat is sy ideale? Net onbewus. Onbewus. Hy het dit nie ingefaktor in wat hy gedink het in sy besluite nie. Hy was onbewus, hy het laat hierdie skip vergaan. Dis oké, ek gaan nou slaap. Onbewus van elke bemanningslid wat daar gesit het, wat kinders was, 'n seun was van 'n pa en 'n ma, waarskynlik 'n verloofde, waarskynlik 'n jong getroude, miskien iemand met kinders, onbewus van dit alles. Hierdie goed was nou van belangrik nie, nie vir hom swaar geweeg nie. Nou, as ek vanmôre vir jou gaan vra, so wat was die sonde van Sodom? Dink gou, jy wat nou die Bybel so bietjie ken. Die sonde van Sodom, of baie ken, die ouens wat waarskynlik baie beter as ek ken. Ons dink dadelik, ons koppe gaan na seksuele immoraliteit, nê? Maar kom ek lees vir jou, Esegiel 16 vers 49. Jou suster Sodom se sonde was, dat sy en haar dogters tevrede en rustig in hoogmoed en oorvloed geleef het, en vir mense in nood en die armes niks oorgehad het nie. Hulle sonde was, hulle was onbewus. Was onbewus, opgeneem in hulle eie lewe. Leef 'n lekker lewe, ons gaan net aan, ons is onbewus. So die ou wat langs jou bly, hoe bewus is jy van wat in sy huis aangaan? Hoe bewus is jy van waarmee hulle worstel? Hoe bewus is jy van wat belangrik is? Hoe bewus is jy van die stryd, van die krisis? Hoe bewus is jy van waar hulle in hulle journey is? Of is ons onbewus? Die ou wat saam met jou werk, jou baas, jou kollega, hoe bewus is jy van wat in hulle lewe gebeur? Daar op skool, waar jy met ouers funksioneer, hoe bewus is jy van wat in mense se lewe aan die gang is? Van hulle nood, hulle behoefte? Of is jy opgeneem in jou eie klein wêreldjie? En as ek net elke Sondag kan kom hoor hoe lief die Here my het, gaan dit great wees. Want God kom en hy kyk oor jou en hy sê, ek is lief vir jou, dis die waarheid, maar ek wil jou gebruik, my liefde. Dis die groot probleem met die volk Israel gewees. Israel het al die voorregte gehad, ons is die volk van die Here, maar die Here het hulle sy volk gemaak, sodat al die nasies sou weet, hy is God, en hulle het nooit daarby uitgekom nie, en God kyk na jou en hy sê, jy is my kind, en ek het jou lief, maar weet jy hoekom? Ek het jou lief met 'n baie direkte intensie, dat jy sal vir ander mense vertel, en dat my liefde ander mense se lewe deur jou sal raak. Want anders as ons net hier by mekaar kom, elke week vir week, om net nog te kry, dan bly ons geestelike babetjies en God se begeerte is, dat ons volwasse sal raak, en dat mense bewus sal raak. Ek hoor 'n baie mooi storie, Mel Cunningham, hy's 'n pastoor, boek 'n vliegtuigkaartjie, en nou spring hy op die vliegtuig, maar is een van daai kaartjies, ek het dit ook nou die dag gehad, wat ek vergeet het om voor die tyd my sitplek te gaan boek. Nou land ek hier tussen twee mense, en ek is soos in, man, hierdie is nou nie lekker nie. En gelukkig is ek skraal, so dit werk maklik. Maar hierdie ou, hy's ook nou so tussen twee mense. Nou besef hy, hier sit iemand langs hom, 'n dogtertjie met oorfone op haar kop, en hy het so na gekyk en gedink, miskien sy lyk of sy 'n Down-syndroom dogtertjie is, en die sitplek langs hom is nog oop, en hy het
heel laaste amper op die vlug geklim, nou hoop hy, daar kom nie nog iemand op die vlug nie, nou kyk hy die hele tyd weer die deur, en hy hoop, daar kom nie nog iemand op die vlug nie, en die volgende oomblik, haal hierdie dogter Lans om haar oorfone af, sy kyk na hom en sy sê, borsel jy jou tande? En hy sê, ja my kind, ja, nee, ek borsel my tande, sy sê, baie goed, mens moet elke dag mense tande borsel, elke dag, dit is belangrik, hy sê, ja nee my kind, dit is belangrik, hy sê, joep, oorfone weer terug, nou sit hy nou uit die deur loop, en hy, asseblief, die plek net oop is, want dan kan hy aan hom gaan sit, en lekker ontspan, vir die volgende 2 tot 3 ure, nie te lang nie oorfone weer af, rook jy? Nee my kind, ek rook nie, is baie goed, mens moet nie rook nie, rook is 'n baie slegte ding, mens moet rook nie, hy sê, is reg my kind, oorfone weer terug, nou staan hy en hou die deur dop, oorfone weer af, draai na haar toe, is jy lief vir Jesus? Ja my kind, ek is baie lief vir Jesus, inteendeel, ek is so lief vir Jesus, dat ek het gaan swat, ek het gaan leer hoe om mense te vertel van Jesus, en hoe lief Jesus hulle het, en hoe Jesus hulle wil gebruik om vir ander mense te vertel, hoe lief Jesus hulle het, dis wat ek doen, my hele lewe bestaan net uit dit, so ja, die antwoord op jou vraag is ja, ek is baie lief vir Jesus. Baie goed, oorfone terug. Net voor die deur gaan, kom iemand in, en hy sit reg langs hierdie ou. Nou is hulle 3 dae in die ry, en hy dink, daar gaan sy oop stoel, en is nie te lank nie, dis die oorfone af, borsel jy jou tande? En hierdie ou is soos in, ja, borsel my tande, baie mooi, oorfone weer terug, oorfone weer af, rook jy? Rook jy? Nee, ek rook nie. Oorfone weer terug, is baie goed, nee, rook is sleg. Oorfone weer af, is jy lief vir Jesus? En hy sê, in daai oomblikke, is daar so stilte, in daai ry. En hierdie uit so gedink oor die vraag, en hy het vir gesê, weet jy, ek dink nie so nie. Ek is net op 'n plek waar ek nie so dink nie. En die volgende oomblik kyk hierdie meisiekie na hierdie ou wat sopas gesê het, hy is die predikant, hy het geleer om dit te doen, dis wat hy doen vir sy lewe. Kyk sy na hom as sy wil sê, wel, doen jou ding hier, so ek wil hier sit jy nou, doen jou ding. En vir die volgende 2 tot 3 ure, het hy die geleentheid gekry, om met daai ou te praat. Op die einde van die dag het daai ou oorgawe gemaak aan Jesus Christus, nadat sy lewe in flarde was, en uitmekaar uitgeval het, en hy hierdie ou na die Here toe kom gelei het, want wat gebeur het is, daai ry het bewus geraak. En ons kan hoe sout en lig probeer wees, maar as ons nie gaan bewus wees, gaan ons so sukkel. Hoe sê Maxwell, people don't care how much you know, until they know how much you care. Mag Here ons help om bewus te raak, bewus te wees. Ek wil 'n storie vertel van 'n vriend van my, Gert. So in die goeie ou dae het ons nog huisbesoek gedoen. Nou doen ek huisbesoek, want Gert se vrou het altyd kerk toe gekom, maar Gert wou niks van die kerk weet nie. En nou sit ek, en ek het besef, my beste kerkpraatjies gaan nou niks help nie, want hierdie ou stel klaar in die belang kerk nie, en maak nou nie saak hoe excited ek hom oor kerk kry, en hoe wonderlik ons nou is nie, hy gaan nie kom nie, maar ek moet bewus raak vir wat is belangrik vir hom. As ek hom wil wen, ek het nodig om bewus te raak, bewus te wees van wat in sy lewe aangaan. So hier is die ding, ek begin klomp vrae te vra, en ek kom uiteindelik by scuba, duik en Sodwana en Mosambiek uit, en toe ek dit sê, hoor ek water. Ek sien al die ligte is nou aan. So hier sit ek toe doen. Ek reël 'n groep ouens wat hulle scuba kursus gaan doen. Ek gaan doen my scuba kursus, en ons vat vir Gert vir 'n naweek. En op pad soontoe sê ek vir die kerkmanne, luister, los nou al julle kerkpraatjies, en raak net bewus. Raak net 'n vriend. Klim net in hierdie ou se lewe in. Raak bewus, soos wat Jesus bewus geraak het oor elkeen wat om hom was. Raak net bewus. Steur die naweek, en die Woensdag is dit weer ons live groep. So net trek aan soos altyd, daar kerklere. En Gert sê vir haar, en waarheen toe gaan jy nou vandag weer?
Sy sê, Gert, maar jy weet mos, elke Woensdag, dis mos nou nie 'n nuwe ding nie, elke Woensdag gaan ek na die live groep toe. En hy sê, ja, maar jy weet, jy vra my ook nêrens heen saam nie. Daardie dag het Gert opgedag, en ek het hom toe gestap en gesê, Gert, wil jy jou hart en lewe vir die Here gee? En hy het gesê, ek wil. Vandag is hy een van die leiers van 'n gemeente, en as gevolg van Gert, sit daar 'n klomp ander leiers, wat ook hulle hart en lewe van die Here gegee het, want Gert het ook bewus geraak van ander mense. Gee ons genoeg om, en is jy bereid om vanmôre bewus te raak? En die laaste ding wat ek vanmôre vir jou wil sê, as gebed nie vir ons belangrik is nie, kan ons lyk soos Jona. As ons nie bid nie, jy sien die hele storie van die kaptein wat kom en dan sê hy, Jona, gee nie omdat ons vergaan nie. Jy bid tot jou God. En is interessant dat die kaptein het besef, Jona het resources wat hulle bitterlik nodig het, en die mees basiese, kragtigste ding wat Jona kon doen, net om te bid, het hy geweier om te doen. Nou weet ek nie of jy besef nie, maar 1 Petrus 2 vers 9 sê dat ek en jy is 'n heilige priesterdom. Kom ons lees dit vandag. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom. Is interessant dat hy ons vergelyk met die priesterskap in die Bybel. Priesterskap. Maar ek dink ek weet hoekom. Want dit gaan oor die rol van 'n priester. Die rol van 'n priester was eenvoudig. Die priester kon in die teenwoordigheid van die Here ingaan. Jesus het kom aankondig dat ons nou die voorreg het om in hom te wees, hy in ons, die Heilige Gees wat in ons kom woning maak het. Dis nie meer God se teenwoordigheid, dan is ek daar, dan is ek nie daar nie. Hy is 24 uur by ons, 24/7, kan ek in sy teenwoordigheid wees. En nou kom die vergelyking, net soos die priester in teenwoordigheid was, soos ek en jy in sy teenwoordigheid. Maar meer is dit, die priester het ook God se teenwoordigheid na die volk toegevat. Hulle het die heerlikheid van die Here na die volk toegevat. En dis hoekom Doxdou se visie is, global cities, God's presence in global cities. God's transforming presence in global cities. Feit is, die derde verantwoordelikheid wat die priesters gehad het, was om God se heerlikheid, of die behoefte van die mens, voor God te bring. In God se teenwoordigheid, vat sy teenwoordigheid na die mense toe, en bring die behoefte van die volk voor God. Ja, selfs hulle wat jou irriteer en klaar tot 'n kunsvorm vervolmaak het, hulle by jou werk, hulle by jou vriendekring, die mense om jou, jou werk, jou kollega, jou familie. Ek wil vanmôre vir jou vra, sal jou spasie van die stad, sê nou die Here het al jou gebede in die laaste maand geantwoord, dink gou mooi saam met my, in die laaste maand, die laaste week, as die Here al jou gebede beantwoord het, sou die omgewings, jou spasie van die stad, 'n verskil agtergekom het. Sou hulle 'n verskil agtergekom het. Is die behoefte van jou kollega, van jou buurman, van jou buurvrou, van jou mense by die skool, saam met wie jy werk, omdat jy bewus geraak het, omdat jy omgee, is dit op jou lippe as jy met God praat? Het daar iets gebeur, het daar iets in jou hart gebeur wat sê, hierdie is my so belangrik, ek gee soveel om, en ek is so bewus van wat aangaan, dat Here, ek bring dit voor U, en ek vertrou U vir 'n uitkoms, en dat jou gebed 'n effek sal hê, want gebed het 'n effek. Ek wil vir jou sê, ons het nie nog meer programmetjies nodig nie. Mense het 'n ervaring met die Here nodig, en ons moet God vertrou in gebed daarvoor. Johannes 13:34, a new commandment I give you. 'n Nuwe gebod, 'n nuwe opdrag, dat julle mekaar sal lief hê. Love one another as I have loved you. Soos dat ek jou lief het. Jy sien, net in hierdie een wonderlike skrifgedeelte kry ons hierdie opsomming van hierdie hele preek, soos wat ek jou lief het, soos dat ek in jou lewe werk, soos dat jy bewus raak van my liefde, mag jy gaan en ander net so gaan lief hê. Dis die grootste, die belangrikste opdrag wat Jesus kom gee het, is in hierdie een sin. En my vraag is, waar staan jy vanmôre? As jy dit weet, as jy vanmôre kom en sê, ek weet, dankie Here, U het my lief, U het my lief, U het my lief. Soos dat U my lief het, gaan ek ook nou ander mense lief hê. Here, ek gaan begin omgee. Ek gaan begin bewus raak. En die behoeftes van die mense om my sal op my lippe wees,
wanneer ek in die teenwoordigheid kom. Ek wil jou 'n storie vertel en hiermee gaan ek land. T.S. Mooney. Weet nie wie van julle het al van hom gehoor nie. T.S. Mooney, hy was 'n Brit, was 'n bachelor, hy was 'n bankier, en kom tot bekering, en hy het so begeerd om iets te beteken. Gaan na die lokale gemeente toe en waar hy betrokke geraak het en sê, wat kan hy doen? Hoe kan hy dien? Hoe kan hy sy lewe gee om te help? Hy sê, wel, ons het altyd hulp nodig by die kinderkerk, by die sonnaarskool. En as jy bereid is om dit te doen, sal dit vir ons baie beteken. Nou kan ek net dit vanmôre sê. Ek wil met die manne spesifiek praat. Manne, een van die grootste bedieninge waar jy as man betrokke kan raak, is by die kinderkerk. Mag ons nooit na dit kyk as iets wat moeitevol is of ons tyd mors nie. Dit is een van die mees fantastiese plekke waar jy op 'n lang termyn soveel impak kan hê, soveel kan beteken. En partykeer skram ons weg van dit af, want ons voel ons benede ons, of mors ons tyd, of ons is nie lus om hierdie ou lesie voor te berei nie. Maar ek wil vir jou sê, ons jong mense, en ek dank die Here, dis hoekom ek met die manne praat, want ek weet die vrouens is altyd bereid om te gaan, maar miskien praat ek vanmôre met 'n vrou ook. Ek wil vir jou sê, julle moet in strepe staan, in strepe, om aan te meld vir kinderkerk. Dit mag nooit vir jou iets wees wat jy sê, o, genade, dit is ongemaklik, ek is nou nie lus hiervoor nie. Ek dink dit moet die bediening wees waar ons te veel mense het wat betrokke raak by dit. Ek wil jou challenge vanmôre. Ek is ernstig as ek dit sê. T.S. Mooney raak vir 50 jaar betrokke in die kinderkerk en die sonnaarskoolbediening. 50 jaar. Sy visie was eenvoudig. Ek wil in elke kind se hand 'n Bybel sit. Jesus in hulle harte, visie in hulle koppe. Dis wat ek wil doen. Toe hy diep in sy 70's is, daar's 'n klein boekie wat jy gaan koop oor T.S. Mooney. Toe hy in sy 70's is, toe is hy in 'n ouer huis, en een van die kinders wat in sy kinderkerk, in sy sonnaarskoolklas was, kom kuier vir hom. Hy sê, nou skryf hy in hierdie boek, nou sê hy, terwyl hy by hom kuier, sien hy die foto's van elke liewe kind wat in sy klas was. Nie toe hulle kinders was nie, as volwassenes. Foto's van hulle, hy herken hulle. Mense van impak, statuur, dokters, predikante, prokureurs, onderwysers, plumbers, you name hulle is daar. En hy skryf in hierdie boekie en dan sê hy, hierdie ou wat vir hom kom kuier en sê, net soos met jou, het ek kontak gehou met elke liewe kind wat in my klas was. En elke dag as ek die voorreg het om met my God en my Skepper te praat, was elkeen wat in my klas was, se naam op my lippe. Ons kan vir mekaar vandag mooi goed sê, en ek kan jou hier laat uitstap en so goed voel oor die lewe en God se genade. Maar as ek nie vandag vir jou in die oë kyk en vir jou sê, God het 'n agenda met jou lewe, en wat doen jy met dit? Sit jy net hier so elke dag en wil hoor en goed voel oor hoe lief die Here vir jou het? Of kan ek jou vanmôre konfronteer en vir jou sê, ja, God het jou lief, maar God het 'n agenda. Hy wil nie net vir jou lief wees nie. Hy wil ook sy liefde deur jou laat vloei. So is jy bereid vanmôre om te gee? Dis die groot vraag. Is jy bereid om te gee? People don't care how much you know until they know how much you care. Sal jy omgee? En as jy omgee, sal jy begin bewus raak. Prakties, net bewus raak wat 'n mens se lewe aangaan. Want wanneer jy bewus is, maak dit vir jou deure oop. Maak vir jou geleentheid oop. Tyd van inspraak. Help nie ons storm met ons Bybel in en ons verduidelik jy ouens elke dag nie. Jy moet net bewus raak. Raak bewus. Gee om. Raak bewus. En wanneer jy die voorreg het om op jou knieë te gaan en met jou Skepper te praat, is jou mense, jou spasie van die stad op jou lippe.
En sê nou God sal al jou gebede antwoord. Sal jou spasie van die stad 'n verskil sien vandag. Of jy bereid is om die oë net vir 'n oomblik te sluit. Ek gaan jou 'n geleentheid gee om op jou eie manier te reflekteer oor wat ons vanmôre gesê het. Miskien is jy daar waar jy sê, wel, ek het nodig om my lewe vir die Here te gee vandag. Dan daar waar jy sit, wil ek jou challenge om dit te doen. Miskien het jy daar waar jy sê, Here, dankie, U het my lief, maar ek besef, ek gee nie regtig om nie. Ek is soos Jona opgeneem in my eie lewe. Ek is so bewus van my eie moeilikheid en my eie probleme en my eie goed. So bewus. Here, help my dat my fokus 'n bietjie weg sal skuif van my eie omgewing toe en ek bewus sal raak. So bewus dat ek sal omgee in so 'n mate dat ek bereid is om U daarvoor te vertrou in gebed.